Goeiemôre. Vanoggend praat ons 'n bietjie oor sport daar by die weermag. Nou nie spesifiek Woensdag sportparade nie of Saterdag sportparade nie. Ons praat van VTB daar wat hulle so een keer 'n paar maande gehou het en het ons bondelsport of een of ander tipe iets gedoen. Maar ek wil spesifiek praat van lugmagbasis Durban toe ek daar was. Ons het elke jaar 'n vlotresies gehad. Een van hierdie dae. So, die doel was, elke eskader of elke afdeling op die basis, maak sy eie vlot, dan word die vlot geëvalueer vir originality en daai tipe van dinge, maar ook dat is 'n reisies, om kyk wie kom eerste. So, ek maak toe vir ons 'n vlot, ek is by 507 eskader, die beskermingseskader. Ek was die XO, die tweede in bevel. Luitenant-kolonel AC van Sail, hy was daai tyd 'n majoor, hy was die bevelvoerder, ek was 'n kaptein, ek was second in charge, opsoffisier. En so was my job om die vlot te laat maak en alles en die planne te voorberei. So ons bou 'n vlot daar agter die gebou, agter ons afdeling en maak die ding reg. Maar ek besluit ek gaan 'n wapen op hierdie vlot sit, 'n ketty. Ek maak 'n groot ketty. So sy twee arms as hulle opkom, die vurk van die ketty is meer as halflyf hoog as jy regop staan. En hy skuif so in die vlot, hy slide so in die vlot in, so ons lê hom plat, niemand kan hom sien nie, en dan ons hom wil gebruik en slide ons hom in die vlot in dat hy staan, sy twee arms steek op, en dan het ons haasrek, bo en net so 'n groot kap agter. So, ons gaan toe, Menasie toe, ons gaan kry vir ons 'n paar lemoene, eiers, die tipe van die size, jy weet, ammo. Eers voor ek aardappels vat, maar nog nie, dit is te hard, net te skiet as iemand raak en skiet man baie seer. Lemoene self is nog steeds swaar en hard, maar ons het die lemoene, ek dink ons het hulle in halftes gesny. Dat hulle net bietjie oop is, het hulle bietjie minder trek, want ek het hom getoets, daai ketty skiet maklik 50 meter ver. So, het ons nou alles reg. Major van Sail, hy is die skipper. Ons het almal range gegee, ek was die XO van die skip. Ek moes die commands gee, en dan het ek 'n paar ouens wat roei. Daai tyd was Brigadier Moonsamy, Brigadier-generaal Moonsamy, hy was daai tyd 'n sergeant gewees, een van my sergeants. Hy is een van die ouens wat geroei het. En so 'n paar ander, governor, sergeant governor, hy het geroei. So ek het 'n paar van my manne wat in die basis op die AK1 van die eskader gewerk het, hulle was die roeiers. En dan het ek vir sergeant Werner Tron, hy was instrukteur op die eskader gewees, maar ook in charge van die reaksiemag van die kampers wat kom in die reaksiemag van die eenheid. Hy het sy troepe gebruik, ek het hulle opgestel, hulle was rekkies gewees. So, hulle was my special forces. So, wat hulle moes doen, hulle moes afgaan met die rivier waar ons gaan, vooruit gaan en wag, en hulle moes in die water gaan en met snorkel so goed daar wag. So, as die ander ouens kom, moes hulle insluip en hulle bote stop, dat hulle nie kan vinniger gaan nie. Jy weet, hulle moet hulle bietjie gaan saboteer. Hier begin die dag, ons is daar op die rivier. Ek ken nie onthou wat die rivier dit was, net so suid van Amanzimtoti, een van die twee groot riviere. Almal sit hulle skippe in, daar gaat ons, nou, jy weet, die ouens roei mekaar en stoot mekaar, en party ons skip het 'n radio opgehad met loud music en al die tipe, almal het sulke dinge opgehad. Maar toe ons nou in die gang is, hier trek ek my ketty uit, ons begin die ander manne kook. Toe kook ek hulle eers maar met eiers, want dit is die beste gewees, dat die ander is bietjie te hard, ons het onseer gemaak het. En soos die een span het bietjie voorgegaan, ek dink dit was 15 eskader, hulle het nog hulle goeie skip gehad, so rivier het hulle gehelp, maar my special forces wat aan die rivier gewag het hulle gaan intercept, en hulle afgestoot in die kant van die rivier af, en dat hulle vastsit in die riete. So eventually kom ons deur, ons het toe die dag gewen, ek dink so. Maar anyway, dit het meer gegaan oor die sport van die dag, die saamwees en die geniet. En nou op die einde is daar groot braai en potjie en alles daar op die einde van die rivier waar die wenstreep nou was. So dis tipe dinge wat ons gedoen het, een keer 'n jaar, een keer elke 6 maande. Op Durban spesifiek was dit een keer 'n jaar,
En 'n ander ding wat ons op Durban baie gedoen het, is in die winter het ons baie saam met die helikopters gevlieg, die Oryx op in die Drakensberg as dit gesneeu het. Dan die meeste van die basis se personeel saam gevlieg en vir die dag, jy vlieg uit Soontoe en dan brand staan in die sneeu en vlieg ons weer terug. So dis die tipe dinge wat ons interessant gehad het en vir die mense lekker gemaak het op die basisse. Ek sal 'n bietjie later vertel, selfs my tyd in Eensay in Magleierveld, daar het ons ook 1 of 2 sulke dae gehad, Potchefstroom daar en sulke goeters. En dan ook later in die ander dele van my 21 jaar diens. Maar dis dan die storie van die vlotresies daar in Durban. Baie dankie.